Hy's my bron en hy's my redder, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Goeiemôre almal. Baie welkom hier by ons vanoggend. Dit is so lekker so saam. Ek het toe ek nou voorberei het vir wat ons nou gaan sing en so aan, het ek nou gedink dit gaan 'n reënerige dag wees. So julle sal sien, ons gaan begin met strome van seën. Maar dit is 'n heerlike dag, alhoewel ons weer die strome kom later vanmiddag en ook deur die week. So is lekker dat ons so 'n bietjie sonskyn het en dat julle ook 'n bietjie sonskyn bring. Ons het ook vir Dominee Dirk Coetzee hierso van Noordoewer. Hy sal net ook 'n bietjie meer van homself sê, maar hy kom daar uit die verre Namibië, maar hy is net onder daar waar Namibië begin. Hy is nog nie baie ver op daar nie. Hy sal nog opwerk. Ekskuus. So baie welkom hierso by ons, Dirk. Is lekker dat jy by ons kan wees en ons waardeer dat jy ook spesifiek ingeval het by ons reeks, by ons tema en die voorbereiding daarop gedoen het. Baie dankie. So, ons gaan aan die einde 'n bietjie afkondigings doen, maar net om vir julle te sê, ons is nog steeds besig met die Daniël reeks en Dominee Dirk sluit dan daarbey aan by hoofstuk 9 met die voorbeeld wat Daniël vir ons stel rondom gebed en wat so 'n belangrike aspek van ons geloof ook is. So kom ons lees 'n teksvers oor gebed en dan kan ons 'n paar liedere saam sing voordat ons dan ook saam bid. So ongelooflike mooi en waardevolle en belangrike teks wat ons in 2 Kronieke 7 vers 14 kry. Waar die Here sê as hy dan nou intree, maar sy volk oor wie sy naam uitgeroep is hom berou toon en bid en vra na my wil, sê die Here, en terugdraai van hulle bose weë af, sal ek luister in die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land laat herstel. So belangrik dat ons die Here in gebed sal soek. Hy beloof, hy sal luister. So kom ons sing nou 'n bietjie saam, soos ek gesê het, kom ons begin met strome van seën van bowe, nie net oor die reën nie, maar oor al die seën wat die Here vir ons gee. En dan gaan ons sing, ek en my huis sal die Here dien. Ons gaan dit opvolg, ons gaan nie 'n geloofsbelydenis sê vanoggend nie, maar ons sing dit in die vorm van Vader, Seun, Heilige Gees, en dan sluit ons die sang af voordat ons saam bid met waardig is die Heer, en stel ons in op om regtig te dink oor wie is die Here, die een wat ons hierso ontvang as gasheer, maar wat ook ons eregas is en wat waardig is om aanbid te word. So kom ons staan, kom ons verheerlik hom deur ons sang. Strome van seën van bo, dit het die liefde beloof. Heerlike tyd van verkoeling, vloei uit ons heiland by hoop. Strome van seën, gee van die volheid ons weer. Reeds val die druppels geliefde, skenk ons die strome oor. Strome van seën van bo, daal met verfrissend ans neer, skenk uit die hemelse volheid, skenk ons 'n oorvloed, o Heer. Strome van seën, gee
van u volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van see en van bome, gee dit al voller, o Heer. Dorstig en biddend verwag ons, word u verheerlik, o Heer. Strome van see, gee van u volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Strome van see, gee van u volheid ons weer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. Reeds val die druppels gedurig, skenk ons die strome, o Heer. In my huis sal die Here dien, nie sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Man van God, my huis 'n priester, profeet wat woorde praat wat God wil sê. Konings op die aarde, 'n gunsgenote, ware vriend van God. Dis wat ons moet wees, gevul met God se gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou, sal op hom vertrou. 'n man wat glo en vertrou op Jesus, gehoorsaam aan die roepstem van die Heer. Disippels met 'n boodskap, die draers van die goeie nuus van God. Dis wat ek wil wees, gevul met God se gees. Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Ek sal op hom vertrou. 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 Ek in my huis sal die Here dien, en sonder om my te skaam, roem ek sy naam. Ek in my huis sal die Here dien, tot in lengte van dae sal ek op hom vertrou. My lewe op sy woorde bou. Ek sal
stand, is u grootheid, Heer. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Heer die Vader, Heer die Seun, Heer die Gees as God en Heer. Heer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Loof hom tot in Wonderbare raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, U is waardig. U is waardig. Rots van die eeuwe, blink môre ster, lelie van die velde, Immanuel, U is waardig. U is waardig. Waardig is die Heer. Waardig is die Heer. Die engele buig voor hom neer en sê waardig is die Heer. Lig van die wêreld, verlosser, Heiland en Here, Jesus, U is waardig. U is waardig. Is die Vader, is die Seun en die Heilige Gees, U wat was en is en altyd sal wees, U is waardig. U is waardig. Waardig is die Heer. Waardig is die Heer. Die engele buig voor hom neer en sê waardig is die Heer.
sommer sit en dan bid ek vir ons saam. Here, onse wonderlike Here, drie-enig God, Vader, Seun, Heilige Gees. U is waardig. U is waardig om groot gemaak te word en verheerlik te word. En soos die engele voor U neerbuig, het ons die voorreg om vanoggend hier te sit en ons hoofde voor U te buig. En saam met hulle te erken, U is waardig, saam met hulle in lof te besing, U naam te bely. Maar Here, ons is so onwaardig. Ons besef dit. En ons wil dit vanoggend bely, vir U vra dat U ons sal weer eens sal vergewe. Dat U met ons sal aanhou met U geduld. Dat U vir ons ook sal help om dit nie te verspeel nie. Dankie Here dat U U Seun en die Gees vir ons gegee het en die woord om ons te help om te wees wat U wil hê ons moet wees. En dankie dat vandag se saamkoms opnuut weer 'n aansporing is om te word wat U wil hê ons moet wees. So ons wil U erken as die een wat ons lof waardig is. En ons vra Here, vergewe ons vir die sondige aard wat daar nog in ons is en ons geneigtheid om daaraan toe te gee, al loof en prys ons U. Dankie dat ons ook kan uitsien na ons diens wat voorlê en die boodskap wat U vir ons het, besonder oor gebed. Dankie ook vir hom wat U gestuur het om vir ons die boodskap spesifiek te bring en ons bid vir Dominee Dirk en vir sy bediening daar aan die suidpunt op die suide van Namibië. Ons vra Here dat U hom ook sal seën wanneer hy vanaand saam met Dominee Frans Okaar terugvlieg en wanneer hulle terugkeer na Suid-Afrika en Namibië. Seën hulle asseblief. Gebruik hulle in hulle onderskeie rolle asseblief ook, Here. Maar dankie dat U vir ons wat hier so is ook 'n taak het en 'n opdrag en ons vra dat U ons daarin sal bystaan vir die week wat voorlê. Maar Here, daar's tog ook mense wat nie altyd dit so maklik het nie en wat op die oomblik ook deur moeilike tye gaan. En ons bid in besonder vir Elise wat met reg maak om terug te keer Suid-Afrika toe, Vader. Wil U haar asseblief bystaan? Wil U haar dra in hierdie tyd van afskeid neem en wil U haar help met wat vir haar voorlê. Ons bid ook vir Sean wat met sy gesin na die ooste toe vertrek het en dat U vir hom en hulle sal help met die vestiging daar in 'n nuwe omgewing, nuwe werk, nuwe situasie, nuwe huis, help hulle asseblief, Here. Ons bid ook vir Jan wat nog wag vir uitslag van wat die dokters wil doen ten opsigte van sy behandeling, maar Here, dan dank ons U dat Mandy nou uit die hospitaal ontslaan is, maar ons vra Here, wil U asseblief vir haar versterk, haar laat herstel en genees. Wil U asseblief help dat hierdie siekte in totale genesing sal bring asseblief, of die herstel hiervan. Ons vra, dra haar die deur asseblief. Here, dan is natuurlik nog mense wat ook weet dat hulle het nood en hulle wil dit vir U bring en ons weet nou nie daarvan nie, of is dit nou nie genoem nie. So ek vra Here, dat U elkeen sal hoor wat in hulle hart voor U kom sig en dat U vir hulle sal verhoor en voorsien asseblief. Maar dankie dat ons nou ook vir ons kan instel om U verder te dien as ons U dien met ons liefdegawes en as ons harte daarna oopstel vir wat U vir ons uit U woord wil leer. Ons vra dat U naam verheerlik word, ook vanoggend, in die naam van Jesus. En deur elke gesin in wat ons doen, die week wat voorlê. Amen.
Dankie, ons kan nou die Here dien met ons liefdegawes. Soos julle sal sien, daar so is ander metodes, as jy nou nie geld saamgebring, as jy wil die Here dien, kan jy ook na Jan hulle toe gaan na agter wat 'n square het, dit te gebruik. Maar kom ons sê vir die Here dankie vir wat hy vir ons doen, en ook ons dra hiermee ons deel aan ook die uitbreiding van sy koninkryk. Kom ons dien die Here met ons liefdegawes. Prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe. Prys die Heer. Die Here is my vesting. Die Here is my krag. Hy's my bron en hy's my redding, die een op wie ek wag. Die Here is my voorspoed, hy sal vir my voorsien, soos 'n pa sorg vir sy kinders, gee hy meer as wat ek ooit sou kon verdien. Prys die Here, o my siel, prys die Heer, want hy is goed. Prys die Here, als wat lewe, prys die Heer. Ek is so gewoond, daai ding is op my kop. Kyk my kleinseun vir my. Dit is so wonderlik dat ons kinders deel is en dat ons die Here kan dank. Kom ons vra die Here nou om hierdie geld tot sy eer te gebruik. Kom ons bid saam. Here, ons eer U en ons het U nou vereer, maar ons dank U dat ons dit kan doen met iets wat U vir ons gegee het. Dit is eintlik maar U sin. So ons vra, help nou ook ons ouderlinge om hierdie fondse wys te bestee en help ons as gemeente om te dink aan die koninkryk en nie aan onsself nie. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Dankie julle. So ons gaan nou, julle moet dan na mamma toe gaan. Ons gaan nou geleentheid gee vir die kinders om na die sonnaarskool toe te gaan. En dan gaan ons 'n lied sing terwyl hulle nou gereed maak, die hoërskoolkinders en die laerskoolkinders. En ons gaan die lied sing nader as my siel, as ons gereed maak vir Dominee Dirk se boodskap en die gebed. So in die tussentyd het Rian hulle ingekom. Rian, welkom hierso. En ek weet nie of al twee van julle Afrikaans kan verstaan nie. Okay, what is your name? Grace. I'm sorry that it's Afrikaans, but he can translate to you, and you will see some of the stuff will be in English. But welcome, yeah, we're glad that you can be with us, and please stay for coffee afterwards. Kom ons sing. Nader as my siel, as 'n gebed of 'n inleiding tot die gebed, en dan vra ons vir Dominee Dirk om te kom en vir ons te bedien. In die skadu van die Allerhoogste sal ek steeds my skuiling vind. Hy is naby my, ek kom naby. Soos 'n boom dig by 'n waterstroom, vind ek my lewe net by Hy is naby my, ek kom naby. Nader, steeds nader,
bid saam. Ons dierbare Vader, dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om hier te wees. Te sing dat U ons harte kon aanraak. Ons wil U verheerlik wat in die hemel is, Vader en Seun, en U Gees van God wat hierin en langs ons is. Ons wil buig voor U soos wat ons gesing het, as die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, die een wat is en wat was en wat kom. Immanuel, God met ons. Dankie vir 'n wonderlike voorreg om hier 'n mooie Sondagmôre die getuienis uit te leef van kinders van die Here wat saamkom as huis van die Here om te aanbid. Ook in 'n die mekaar wêreld. Om ook daarmee getuienis te lewer na buite. Ons maak tyd vir U. Saam tyd vir U. Om 'n diens te wy tot eer van ons Here. Word verheerlik vandag. Dankie dat U in ons midde is. Dankie dat U vir ons lief is. En dankie dat ons harte kan oopmaak om te hoor wat U, die lewende God, vir ons wil sê. Ons bid dit in die wonderlikste en mooiste naam wat daar is. Die naam in die hemel en op aarde aan ons gegee. Jesus Christus die Here. Amen. Ek kom maar sit baie dankie. Vriende, baie dankie vir 'n voorreg om hier saam met julle te wees. Dankie vir ook die geleentheid om hier die woord van die Here te bedien. Is my 'n voorreg om hier te wees. Ons is nou môre of vandag dan nou 10 dae hier in Australië, spesifiek in Perth, Australië. En die Here het vir ons hiernatoe gestuur. Ek is saam met Frans Wakar. U ken vir hom, Frans Wakar en ander Salmon van Huisteen. En ons is hier bloot net omdat ons wil kom kuier en kom sien wat doen die Here hier in julle midde. Ons glo dat as span dat disippelskap, die gebrek aan disippelskap en die gebrek om God te aanbid vir wie hy is, een groot rede het. Ons het nie goeie opleiding vir dit nie. Baie keer sit ons in die kerk en ons eer die Here vir jare lank. Maar die groei is nie altyd daar wat ons wil hê nie waar nie. En baie keer sien ons mense wat Christelike babietjies bly, geestelike babietjies bly en nie kans kry of weet om ergens te kom om vaste kos te geniet nie. En ons dink dit is die rede waarom die Here ons opgerig het om te kom help met disippelskap. Daar is 'n model, die vergete Jesus model, van hoe Jesus dit gedoen het. Wat ons baie keer mis. En ons kom kyk hoe gaan dit hier by julle. Ons kyk hoe ons kan help. Dat ons nog 'n tree nader, julle jaartema, nog 'n tree nader en nader aan die Here sal wees. Is my gebed, dat ons vandag ook nog 'n tree nader aan die Here sal beweeg. Omdat hy God is. Hy is lief vir ons, hy wil dit hê. En ons vertrou die Here saam dat hy vandag met ons sal praat. Wat 'n voorreg om hier te wees. Ek het was nou daar op die bord. Ek is van Noordoewer in Namibië. Ek is nou 10 jaar daar in Noordoewer in Namibië. Dis die mees suidelike deel van Namibië. As jy van die Kaapse kant af opkom en jy wil graag nog verder ry, dan kom jy by Grenspos uit en die Grenspos word Vioolsdrif genoem. En as jy net oorry, dan is jy in Noordoewer. Vioolsdrif in die ou tyd, voor die onafhanklikheidwording, was Suidoewer gewees.
En hierdie kant noordoewer, dis nou van die Oranje rivier. Ons bly langs die Oranje rivier. Nou net so 3 kilometer verder van die grenspos af, daar bly ek. Daar is ons gemeentetjie, klein sendinggemeentetjie, sendingkerkie, gebou, pastorie daar langs aan. En wat doen ons nou in Noordoewer, sal jy wonder, want as mense verbyry, en ander vra my, maar waar bly jy? Dan sê ek bly daar, dan sê hulle, maar waar? Want jy sien, ons is gewoond om op die hoofpad te ry, op pad na Keetmanshoop of Windhoek, of waar ons ook al ry, Swakopmund of Walvisbaai, of waar die mense wil ry, maar hulle stop net daar om petrol te gooi, dan gat hulle. Want het is net klip en sand. Maar daar is die Here ook. Wat doen ons in Noordoewer? In Noordoewer bedien ek 'n gemeente van Noordoewer self, maar ook Ousengere, 'n plaas, so 50 kilos van daar af, as jy nou net van die hoofpad sal afdraai, is dit Noordoewer, Ousengere so 50 kilos, en dan gaan jy Rospina toe of Ai-Ais toe. En daar boer die mense druiwe. Uitvoer tafeldruiwe, en ook groente in Noordoewer spesifiek self. Dis waarmee ons besig hou. Tussen die boere, 60 grote gemeente, as jy koppe sou tel, almal nie aktief nie, né? Dit ken ons in die kerk. Sommiges is pragtige skape van die Here. Sommige is bokkerig, né? Gebeur dit by julle ook? Ja. Suppose om hulle te gedra so skape, maar bokkerig. Maar wie van ons het die foute nie? Maar ons stap die pad saam met die Here. Wat 'n voorreg om hier te wees. Dankie Gerard en Anita vir julle gasvryheid. Dankie dat ek julle voorheen kon ontmoet, toe ons hier aangekom het, maar ook gisteraan by hulle kon kuier. Lekker kon eet, kon gesels, kon lag, en dat ons saam kon bid, om vanoggend ook aan die Here te wy. Wat 'n voorreg om hier te wees. Ek is getroud, my vrou Eliet is daar in Namibië saam met my, skoonmaak hy heiliglik by ons daar. Vanoggend is een van ons leiers van die gemeente aan die beurt, want ek is nie daar nie. En wat ook die Here se woord verkondig vanoggend. Is getroud, 2 kinders uit die huwelik. Ons dogter is al getroud, daar's 2 kleintjies. Volgende maand word hulle 6 en 4 jaar oud. Hulle bly in Limpopo en Groblersdal, Suid-Afrika, en ons seun nog ongetroud. Werk daar by vakansie oor die Kololo in Brits. Wat 'n voorreg om die Here te dien, en die motto, die visie van ons huishouding is ook wat ons gesing het. Wat Joshua sê in Joshua 24 vers 15, ek in my huis. Ons sal die Here dien. Vriende, wat 'n voorreg om die woord van die Here aan julle te verkondig. Julle is besig met 'n reeks wat julle al lank mee besig is. Julle jaartema tree vir tree saam met God. Ek vat net gou vir jou saam, want ek is ingenooi hier om deel te raak van julle reeks. Die jaartema tree vir tree saam met God. Julle is besig met 'n mini-reeks geloof ten spyte van. Ons kyk na Dawid se lewe, na Daniël se lewe, as profeet. Die agtergrond van waarmee julle besig was. Daniël, hoofstuk 1 tot 8. Daniël sy 3 vriende, né? Julle onthou dit, ons maak net gou by mekaar, kry julle net weer op datum vir die wat nie was nie. Daniël sy 3 vriende word weggevoer in ballingskap daar van Juda af na Babylonië toe. En nog 'n paar ander jong manne. Waarom? Omdat hulle die God van die verbond vergeet het. Omdat hulle geweier het om hom te dien soos wat hy vra. Omdat hulle ongehoorsaam was aan hom. Omdat hulle afgode beelde gemaak het en dit aanbid het. Dis die rede, ons moet dit nie vergeet hoekom God dit toegelaat het nie. Dis hoekom God dit toegelaat het. Die God van die verbond, dieselfde God wat ons vandag nog dien. Tydens ballingskap, Daniël 1 tot 6, die hoofstukke het hy behandel in 'n tyd van die konings, koning Nebukadneser en ander. En Daniël 1, die tye van die nasies, Daniël sy 3 vriende weerstaan om Babyloniërs te word. Onthou julle, hulle name is verander, hulle die ete is verander, die ouens wil hulle kultuur, hulle godsdienst en alles oorvat, want word Babyloniërs maar hulle weerstaan, dit onthou julle dit.
julle die tema hanteer, het jy dit in jou. Daniël 2, profetiese geskiedenis van die nasies, die koninkryke van die Babyloniese ryk, wat groot mag het. Daniël lê Nebukadnesar se droom uit. Julle behandel 'n koninkryk wat nooit tot niets sal gaan nie. Daniël 3, verpligte afgodsdiens. Wat het daar gebeur? Buig voor hierdie afgode. Daniël se vriende sê nee. Ons weier om dit te doen. Wat gebeur met hulle? Hulle beland in die brandende vuuroond. Buig of brand is julle tema. Daniël 4, Nebukadnesar se tweede droom. God leer van Nebukadnesar 'n les. Hoogmoed werk nie by my nie. God duld dit nie, Nebukadnesar kom tot bekering. Nebukadnesar getuig van die goedheid van God en hoe God sy lewe verander het met die tema, ons God regeer. Daniël 5, koning Belsasar, hase, skrif teen die muur. Jy's geweeg, koning Belsasar. Maar jy's te lig bevind. Daardie aand het sy koningskap tot einde gekom. Die skrif is aan die muur. Daniël 6, koning Darius is aan bewind, ten spyte van die koning se bevel, vir 30 dae sal julle niemand aanbid, geen mens, geen God, behalwe die koning nie. Het Daniël gesê, ek kan nie anders nie. Ek kan nie. Ek kan by die een, vir wie ek moet aanbid. Wat gebeur met Daniël? Daniël beland in die leeukuil, en die Here red hom uit. Daniël 7 tot 12, waarmee julle besig is, profetiese visioene, wrede vervolging van die volk Israel, verbondsvolk op eenvolging van die wêreldryke, word as diere voorgestel, en terselfdertyd oor die eindtyd. Daniël 7, die gesig van die 4 diere, die 4 agtereenvolgende ryke, Babyloniërs, Medeërs, Perse, die Grieke, sterk ooreenkoms met Daniël 2. Nebukadnesar se droom, 'n profetiese oorsig, 2 visioene het julle hanteer. Daniël 8, saam met 7 het julle hanteer. Daniël sien skaapram, die bokram, die 2 ryke te mekaar, Perse en die Grieke. Grieke is later in 4 verdeel. Die Antichrist in die Griekse ryk. En dan vandag is ons by Daniël 9. Daniël 9 daarna, wat praat oor die noodsaaklikheid van gebed. Daniël wat buig voor die beloftes van God. Daarna gaan julle hanteer Daniël 10 tot 12. Felle stryd teen die bose wêreld heersers. Wêreld wat buite beheer is. Die benoudheid en herstel van Israel. Donkerte, duisternis voor redding. Daniël, 2 dele. Die deel wat ons gaan lees in hoofstuk 9. Bly 'n bietjie soontoe in Daniël 9. Ek gaan vir julle lees uit die Nuwe Afrikaanse vertaling, 83 vertaling, waar ons gaan kyk hoe Daniël sy gebedslewe lyk, en wat ons daaruit kan leer, en hoe ons daaruit wys kan word. As 2 dele, Daniël 9 vers 1 tot 23, Daniël buig, die noodsaaklikheid van gebed, as 'n tweede deel, die laaste 4 verse daarvan, die 70 jaarweke in die Israelse geskiedenis, handel oor die profeseë oor die toekoms van Israel. Maar ons gaan vandag Daniël se gebed doen as die tema wat vir my gegee is. Nou vriende, ek wil met jou lees in Daniël 9 vers 1 en vers 2. Net eers daar as die rede en die motivering vir Daniël se gebed. Kom ons kyk of hy werk. Daar is hy. Rede en motivering vir Daniël se gebed. Die Here gee dit vir ons duidelik in die woord. Kom lees saam met my die eerste 2 verse. Dit was in die eerste regeringsjaar van Darius, seun van Ahasveros. En hy was van geboorte 'n Medeër, maar het koning geword oor die Galdeese ryk. Hoor mooi. In sy eerste regeringsjaar het ek, Daniël,
uit die skrifte vasgestel, dat volgens die woord van die Here, wat tot die profeet Jeremia gekom het, Jerusalem 70 volle jare, 'n pynhoop sal wees. Net eers daar, die rede vir Daniël se gebed, die rede. Anders as baie mense vandag, glo Daniël in die letterlike vervulling van die Bybelse profesie. Mense kom vandag en maak enige iets met die Bybel om aan te haak by hulle eie verstaan, in plaas van om die Bybel te vat soos wat God dit vir ons gegee het. Die letterlike vervulling van 'n profesie glo Daniël in. God het gesê. Hy verwys na Jeremia wat hy gelees het. Jeremia 25 vers 11 en 12 sê die volgende oor die herstel van Israel na die Babyloonse ballingskap. Hy sê vers 11, hierdie land sal 'n verlate pynhoop word, en al hierdie nasies sal 70 jaar lank die koning van Babel se onderdane wees. Maar wanneer die 70 jaar om is, sal ek die koning van Babel en daardie nasie in die Galdeerland straf vir al hulle sondes, sê die Here. Ek sal hulle land vir altyd verwoes laat. En dieselfde versekering gee die Here 4 hoofstukke verder. In Jeremia 29 vers 11 en 12. Ek weet wat ek vir julle beplan. Dis wat God vir hulle hoop bring in hierdie omstandighede. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en ek sal julle gebede verhoor. In die lig van duidelike beloftes van God, het Daniël begin bid. Ek wil vir jou vra, glo jy nog hierin? Of is dit 'n ou boek wat baie stof in jou huis het? Glo jy van hier tot hier, dat dit God se woord is? Soos wat Paulus aan die jong Timoteus geskryf het, hy gesê, Timoteus, en Paulus het dit nie gehad nie, ons het alles, hy verwys na God se woord, hy sê, Timoteus, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God geïnspireer. Timoteus, die hele skrif. En dit is groot waarde, sê hy vir hom, om in die waarheid te onderrig, om verkeerdhede reg te stel, as daar dwaling is om het te bestry, om 'n regte lewenswyse te kweek, sodat ons altyd voorbereid en toegerus sal wees vir die lewe. Glo jy dit? Daniël kon na die skrif toe gaan, en hy sê, so sê die Here, en daarom glo ek dit. Dit rig my tot gebed. Dit was sy rede en motivering dat hy bid. Want God praat. As ons die woord van die Here oopmaak, maak nie saak waar jy hom oopmaak nie, is dit die woord van God. Hoor jy hom as hy praat? En soos iemand gesê het, as jy nie God hoor wanneer jy die woord oopmaak en dit lees nie, en jy hoor hom nie, lees dit asseblief hardop, sodat jy die Here kan hoor wat praat. Dit het Daniël gemotiveer om te bid. Maar wanneer Daniël bid, dan het Daniël iets nodig. Want as hy bid, bid hy in baie moeilike omstandighede, nie waar nie. Julle het dit al behandel tot hier en julle kom by die mekaar wêreld hierna. Daniël het geloof nodig wanneer hy bid. Het help nie ons bid. En soos baie ouens sê, ek bid in die plafon vas. God is nie in die plafon nie. God is ook nie aan die kant die plafon nie. Waar is God? Nuwe Testament sê vir ons in Johannes 14 vers 17. Toe Jesus sê, ek gaan na die Vader toe. Maar ek gaan julle nie alleen los nie.
Ek sal my Gees stuur, die Parakletos, die voorspraak, die advokaat, die ander een soos ek. En waar gaan hy wees, sê die skrif? In julle en langs julle. Ek kan nie teen die plafon vasbyt nie, want hy's hier in ons Christelike konteks. Daniël het geloof in God gehad, ten spyte van die omstandighede waarin hulle verkeer het in ballingskap. Jy weet, sy mede heidense kollegas, daar in die parlement, as ek het so mag sê, want Daniël is derde in rang aangestel. Die Bybel sê, die gouverneurs-generaal, die ministers, die administrateurs, die raadgewers, hulle was saam met Daniël. En daai ouens het 'n komplot teen Daniël gesmee, toe ons na Daniël 6 kyk, en gesê het, maar ons moet hierdie ou kry, dat hy ophou bid. Want hulle het geweet, Daniël is 'n man van God. En hy bid tot 'n lewende God vir die uitkoms van sy volk. Ons moet hom van sy knie afkry. En as 'n komplot teen hom, gaan sê vir die koning, 'n dekreet net vir 30 dae. Hulle mag niemand aanbid nie, God nie, 'n mens nie, maar vir u. Kom aan koning, teken daai dekreet, dis nie so erg gevra nie. En die koning val vir dit. Die Satan het dit geïnspireer. Wat gebeur? Daniël hoor die dekreet, wat doen Daniël? Hy gaan maar aan met sy gebruik, 3 keer 'n dag. Na sy kamer toe, maak die venster oop, na die rigting van Jerusalem. En hy bly bid. Want sien, Daniël, sy geloof in God, was groter as dit wat in die wêreld aangaan. Groter as dreigemente wat heers. Daniël bid met geloof. En wat gebeur? Hulle vang hom. Wat sê die dekreet, as jy iemand anders aanbid, of 'n ander God, in die 30 dae, dan gaan jy in die leeukuil gesit word. Daniël gaan, leeukuil toe. Want sien, die geloof in sy God, vat hom ook soontoe. Want hy kan nie anders nie. Hy moet bid tot God. Hy kan nie tot dooie goed en mense bid wat tydelik is nie. Daniël gaan in die leeukuil en die skrif sê, hy het niks oorgekom. Bekke is toegebind. Die koning hardloop. Nie waar nie, sê die skrif. Hardloop, hy wil gaan kyk, waar is Daniël? Hy roep hom, hier's ek, koning. Maak nie saak hoe lyk my en jou se omstandighede nie. Geloof in God het ek en jy nodig, op grond van wat God sê, sodat ons kan bid. Sy woord kan bid, wat nie leeg sal terugkom na hom toe nie. Dis belangrik. God red hom uit. En dan tree Daniël in vir sy volk, want hy het woord gelees, hy het 'n antwoord gekry. Hy tree in, want hy kan nie anders nie, en daarom die noodsaaklikheid van gebed. Is gebed ook vir jou belangrik? Is dit ook belangrik om op jou knieë te gaan? Is die wêreld ook te mekaar rondom jou? Sukkel jy ook met goed? Jou knieë is die beste plek. Vriende, ek het vanoggend iets gesien. Ek het vanoggend iets gesien wat hierdie hart van my aangeraak het. Ek moet vandag kom preek, ek moet die woord van die Here vir jou bring. En vanoggend in die huis waar ek tuis gegaan het ek in die oggend
terwyl ek klaargemaak het en uit my kamer uit beweeg het, ek iemand op sy knie gesien. Met die Bybel by hom. En gebid het. Waar niemand hom sien nie. Ek was seker nie veronderstel om dit ook te sien nie. Ek het hom gedraai en pad gegee. Want hy is met die lewende God besig. Vir wat? Vir sy lewe, vir julle. Ek het julle herder op sy knie gesien. En ek dank die Here daarvoor. Hy tree in vir sy volk. Kom ons lees Daniël 9, vers 3 tot 23. Die noodsaaklikheid van gebed. Hoor Daniël se gebed. Hy sê daarom het ek na die Here God gewend, my na die Here God gewend in gebed en smeking. Ek het gevas, rouklere aangetrek en as oor my kop gegooi. Ek het oor die Here my God gebid en bely, ag Here, groot en ontzagwekkende God, U handhaaf U verbond en U trou teenoor die wat vir U liefhet en U gebooie gehoorsaam. Ons het gesondig, ons het oortree, ons het verkeerde dinge gedoen, ons was opstandig en het nie gelewe volgens U gebooie en U bepalings nie. Ons het nie geluister na U dienaars, die profete nie, wat in U naam ons konings, ons leiers, ons familiehoofde en die hele bevolking aangespreek het. U is regverdig, Here. Dit is ons self wat hier die ellende oor ons gebring het. Oor die mense van Juda, oor die inwoners van Jerusalem, oor die hele Israel, die wat naby is, sowel as die wat ver is, ver in al die lande waarin U hulle verstrooi het, oor hulle ontrou teenoor U. Here, hierdie ellende het oor ons konings, oor ons leiers en oor ons familiehoofde gekom, omdat ons teen U gesondig het. Maar U, Here, ons God, bewys barmhartigheid en U vergewe, al was ons opstandig teen U. Ons was nie aan U, Here, ons God, gehoorsaam nie. Ons het nie volgens U wil gelewe nie. U wil wat U deur U dienaars, die profete, aan ons gegee het. Die hele Israel het U wil oortree. Hulle het afvallig geword en nie na U geluister nie. Daarom het U die vloek wat met 'n eed bevestig is en wat opgeteken is in die wet van Moses, die dienaar van God, oor ons laat kom. Dit is omdat ons teen U gesondig het. U het die woorde wat U in verband met ons en ons regerders uitgespreek het in vervulling laat gaan en hierdie groot onheil oor ons gebring. Daar het nog nooit op die aarde so iets gebeur soos in Jerusalem nie. Vers 13. Al hierdie onheil het oor ons gekom, net soos dit geskryf staan in die wet van Moses. Tog het ons, Here ons God, nie ons saak met U reggemaak deur ons van ons sondes te bekeer en in te sien dat U doen wat U sê nie. Daarom het U ons hierdie onheil nie gespaar nie, maar dit oor ons gebring, Here ons God. U is regverdig in alles wat U doen. Ons het nie na U geluister nie. Here ons God, U het U volk deur U groot mag uit Egipte gelei en daardeur U naam groot gemaak, soos dit vandag nog is. Maar ons het gesondig, ons het verkeerd gedoen. Here, U het reddingsdade gedoen, neem tog U toorn en die woede weg van Jerusalem, U stad, U heilige berg, want deur ons sonde en deur die oortredinge van ons voorvaders, spot almal rondom ons nou met Jerusalem en met die volk. Vers 17, terwille van U self, hoor tog my gebed en smeking, verskyn tog tot redding
van u verwoeste heiligdom. Luister tog my God, hoor ons tog, sien tog ons verlatenheid raak, en die van die stad waaroor die naam uitgeroep is. Ons pleit bly u om ontferming, nie omdat ons regverdig is nie, maar op grond van u groot barmhartigheid. Hoor Here, vergewe Here, gee tog ag op ons en tree op, ter wille van u self. Moenie talm nie, my God, u naam is oor die stad en oor u volk uitgeroep. Terwyl ek nog praat en bid, my sonde en die sonde van my volk Israel bely, en by die Here my God pleit vir sy heilige berg. Terwyl ek nog so aan die bid was, het Gabriël, die man wat ek die vorige keer in die visioen gesien het, by my aangevlieg gekom. Dit was die tyd van die aandoffer. Hy het my kom inlig en vir my gesê, Daniel, ek het gekom om jou deeglik in te lig. Toe jy met jou smeekgebed begin het, is daar 'n antwoord gegee. En ek het gekom om dit vir jou te vertel, want God het jou lief. Gee dus ag op wat ek sê, sodat jy die visioen kan verstaan. Vriende, hoor jy sy gebed? Hoor jy die intensiteit van sy gebed? Hoor jy die noodsaaklikheid van sy gebed? Daniel weet presies wat aangaan. Hy weet presies wat aangaan en is absoluut noodsaaklik dat hy bid. Ek wil vir jou vra, as jy sien wat in hierdie wêreld aangaan, laat dit jou bid. As jy sien wat in die wêreld aangaan, jy gaan na God se woord toe, laat dit jou bid. Dieselfde God van Daniel is by ons. Dieselfde heilige God. Hoor 'n bietjie hoe begin hy hier. Hoor hoe begin hy. Vers 3. Hy sê, daarom het ek my na die Here God gewend. Hoekom het hy hom na die Here God gewend? Wat is voor daarom? Hoekom het hy hom tot gebed gewend? Hoekom het hy gevas daarby? Intens. Hoekom het hy rouklere aangetrek? Hoekom het hy as op sy kop gegooi? Hoekom? Dis die Daniel. Dis die Daniel. Ek en jy kan 5 kenmerke leer uit Daniels gebed vir vandag. Kom ek gee dit vir jou. Net die hoofpunte daar. 5 kenmerke van Daniels gebed. Daniel buig in aanbidding voor God op grond van sy woord, in antwoord op wat God vir hom sê. Toe Daniel sien, toe kan hy nie anders as om te bid en te buig voor God nie. Hoekom het Daniel gebid? Want jy sien, Daniel het die omstandighede geken. En toe hy so uitwerk, vandat hy en die 3 vriende en die jong manne weggevoer is uit Juda, toe Nebukadneser se pa oorlede is, Nebukadneser moet oorvat by sy pa, toe vat hy die manne saam, hier in 605 voor Christus. En as hy dit uitwerk, dan kom hy agter wanneer hy Jeremia 24 en 29 lees, hierdie 70 jaar kom aan 'n einde. Dink as 'n man 'n hele geslag lank weggevoer is. Hy sien dit kom tot 'n einde. En dan herinner hy God aan God se beloftes. Here, U het gesê 70 jaar. Ons is amper daar. Herinner jy God aan sy beloftes? Hierdie boek is vol beloftes. Ek is by jou al die dae tot die volëinding van die wêreld. Jesus se laaste woorde voor hy opgevaar het hemel toe. Matteus 28 vers 20. Ek sal jou nooit begewe, nooit verlaat nie, sê hy. Ek sal jou bystaan wanneer jy swaar kry. Ek is daar vir jou.
Herinner jy God daaraan as die omstandighede soos in Daniël se tydperk moeilik raak? Of trek ons 'n oomblik terug en sê, Here, waar is U? Ek sien U nie. Dit gaan nie oor sien nie. Dit gaan oor glo God se beloftes. En herinner hom daaraan. Hoekom? Want alhoewel God 'n raadsplan het, wat uitgewerk is, van die begin tot die einde, wil hy ons as gelowiges moet in gebed betrokke raak by sy raadsplan. Nie een van ek of julle wat hier is, weet hoe lyk môre nie, of weet jy? As jy kan voorspel, is dit verkeerd. Die Here sê, dit hoort nie. Maar nie een van ons ken môre nie. So, ons het iemand nodig wat môre ken. Hy wat die plan uitgewerk het, wat die skrif sê, elke dag van ons lewens is by God opgeskryf. Het is belangrik om hom te raadpleeg. Oor hy wat ken. Hy wat ken. God wil ons deel maak, en as ons deel maak van sy raadsplan, en in gebed bid ons dit terug, en ons vra vir hom, ons herinner hom ons beloftes, dan versterk hy ons geloof. Daniël se geloof is versterk. Here, ek het gelees, het gesê, ek kom vas staan. Het dit gebeur? Ja. Nog voor het gebeur het. Ek kom vas, Here. Ja, want het gaan gebeur. God is die waarmaker van sy beloftes. En as ons dit doen, dan kry ander mense ook hoop en raad. Want ons lewe in 'n de-mekaar wêreld, waar mense nie so seer glo nie. Waar mense maar net gaan. Maar as hulle sien, ons leef anders in hierdie de-mekaar wêreld, dan kan hulle dalk ook besluit ons moet rigting verander. Ek wonder wat het Daniël se mense gedoen. Is nie opgeskryf nie. Ek weet wat het hy gedoen, daar is 'n stukkie geskryf. Toe Daniël bid in die rigting van Jerusalem, voordat hy in die leeukuil gegooi is, en die mense waarsku hom, moet dit nie doen nie. Wat doen hulle toe hulle hom kry om te bid? Asseblief Daniël. Asseblief Daniël. Ons wil jou nie daai hê nie. Daniël sê, kan nie anders nie. Daniël se gebed het mense verander. Ek is seker daarvan. Sy voorbeeld het mense verander. Die beloftes van God se woord het vir Daniël gerig tot gebed. Daniël bid ook God gesentreerd. Nou kom wil jy nie saamwerk nie. Dis jou tweede punt. Wanneer Daniël bid, is God die een waarop hy fokus. Hoor bietjie ons gebede as ons bid, waarmee bid ons? Hoe begin ons baie keer? Here, kyk hoe lyk dit hier om my. Ek bid vir die goed, ek bid vir die sleg omstandighede, ek bid vir my siekte, ek bid vir die regering wat nie wil werk nie, ek bid vir die swaar kry, ek bid vir dit, ek bid vir dat. Waar is ons fokus? Op dit. Daniël sê, my fokus is op hom. As ek my gebed begin, is my fokus op hom. Jy sien hierdie hoogheilige naam Jahwe, kom 7 keer in Daniël 9 voor, maar nêrens anders in die hele Daniël nie. Want dis die naam waardeur ons God eer. Dis 'n naam waardeur ons hom groot maak, die lof van hom bring, hom as ewige verbondsgod aanbid. Hy het 'n naam gegee. Die naam bo alle name. Die mooiste naam. En Daniël bid tot hierdie God. Die volk is in benoude omstandighede. Daniël weet dit. Maar dis nie die kern van sy gebed nie. Die kern, die sentraliteit van sy gebed, is die God
wat hy aanbid. Dit verander ons gebede. Probeer dit vir 'n slag, waar jy na dit kyk wat jou pla, en sê, Here, net vir 'n oomblik gaan ek opkyk, en ek gaan eers met u praat, en eers die naam groot maak, eers onthou wat u alles gesê het, eers my liefde vir u verklaar, en u liefde vir my, die verbondsgod wat nie ophou nie, wat nie slaap of sluimer nie, die een wat doen wat hy sê. Ek wil met u praat oor dit wat my pla. Dit verander 'n ou se ingesteldheid. Dit verander. Selfs aan die einde van sy gebed, waarna Daniël werklik die nood van sy volk bespreek, stel hy dit duidelik. Dit gaan oor die eer van God. Daniël 9 vers 17 en 19. Hoor mooi. Terwille van uself, hoor tog my gebed en smeking, en verskyn tog tot redding van u verwoeste heiligdom. Hoor Here, vergewe Here, gee tog ag op ons en tree op terwille van u self. Moenie talm nie, my God. U naam is oor u stad en u volk uitgeroep. Ek hoop ons gebed, na vandag se voorbeeld van die profeet Daniël, sal verander met ons beginwoorde. Eers hy, dan dit. En dan beloof ek jou, sien jy dit wat gebeur in ander omstandighede. Op 'n stadium toe dit swaar gaan met my, selfs in die bediening, jare terug, het ek op 'n stadium die gemeente alleen moes bedien, ons as medeleraars in 'n groot gemeente voordat ek nou Noordoewer toe gegaan het. Ons het oor die 1000 lidmate en ek werk alleen, ons leraar alleen, en ek brand myself op 'n stadium uit. Maar ek hou die pause, wat ek moet werk. En ek weet ek maak dit nie. En ek praat met hierdie God wat ek kan bid, oor my omstandighede. Kry swaar. Maar ons, wat maak ons? Mombakkie, nee. Maar die sien het gaan swaar en ek kon het recht kry. Op 'n stadium gaan sit ek voor ons mediese dokter, ons huisdokter, en ek sê vir hom, hy's fout. En ek noem vir hom so die dinge op. Van uitbranding. Die simptome van uitbranding, hy sê vir my, jy is. Ek sê vir hom, help my. En in die tyd stuur die Here 'n ander sendeling, wat by ons aangekom het om onder die Chinese te werk, en ek deel met hom my hart, want hy sien my. En hy sê, Dirk, kan ek vir jou 2 boeke koop? En vir jou stuur van Amerika af? Ek sê ja, hy is 'n Suid-Afrikaner. Gewerk 6 maande, Suid-Afrika 6 maande onder die Chinese, leer Mandaryns. Hy sê, hy en sy vrou sendelinge daar. Hy stuur vir my 2 boeke. The Tale of the Three Kings, van Saul, David en Salomo. En die tweede boek, Climb the Highest Mountain. Vandag beveel ek dit nog vir mense aan wat swaar kry. Ek sê, gaan soek net vir jou 'n koppie. En as jy nie iets kry nie, gaan klim op die dak van jou huis. Maar kyk net van bo af na jou omstandighede, soos wat God kyk. En as jy 'n koppie in die hande kry, soos daar by ons, kan mense op die koppie klim en sê, maar dit wat vir my so plaas, maar so 'n stukkie daaronder. Maar die God van die heelal geef my God's view. Ek sal na jou kyk, maar daar en daar en daar en daar. As jy nie 'n kop het, die vat 'n wêreldkaart. Gaan soek jouself daar. En sy sê, maar die Here is die Here van dit. Hierdie is nie te groot vir hom nie. Soek eers hom. Soek eers hom. Die derde kenmerk. Daniël bid uit 'n persoonlike verhouding met God. Het jy sy verhouding opgetel toe hy gebid het? Dis nie 'n God wat ver is van hom nie. Dis 'n naby God. Hoor hoe smeek hy sy God. Paulus sê vir ons in Filippense, ons moet God met gebed
smekinge en danksegging aanroep. Hy roep hom aan. Hy sê in vers 4 en vers 18, ek het tot die Here my God, hoor hoe maak ek het persoonlik, my God gebid en bely. Vers 18, luister tog my God, hoor ons tog. Hoewel hy eintlik belydenis vir die volk doen hy eintlik belydenis vir homself ook. Ons tel nie op dat Daniël afgode aanbid het nie. Ons tel op dat hy 'n man van God was, maar hoekom bid hy eers vir homself en ook vir die volk? Want jy sien, om Christen te wees, beteken nie om Bybel te lees nie, dit is belangrik, ja ook. Dit beteken nie om kerk toe te kom nie, dit is belangrik, asseblief moenie samekomste volgens Hebreërbrief verwaarloos nie, sommige se gewoontes is dit. Om 'n Christen te wees beteken om in 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus te verkeer. Persoonlik. Man en vrou wat hier sit. Jy ken mos nou die een langs jou. Dit behoort so te wees. Die een langs jou hoef baie keer nie eens 'n woord te sê nie. Daar is net 'n gesigsuitdrukking. Of net die daar wees en jy weet wat jy antwoord. Selfs as hulle kwaai is, nee. Ons weet. So naby kan ons aan God wees. So naby. Dat ons net besef, hy is hy. Hy hoef my niks te sê nie. Beweeg ons so naby aan God? Dis die vraag, beweeg ons so nader aan hom? Want jy sien, Jesus het gekom van die hemel af, aarde toe aan die kruis gesterf, om 'n brug te bou, die afstand te oorkom tussen God en die mens. Dat hy juis nader kan wees. Herken jy die teenwoordigheid van die Here? Is hy elke oomblik vir jou, soos die Here Jesus self gesê het, in Johannes 14 vers 17, ek is deur my gees hier en hier. Want as dit waar is, sal ons woorde anders raak. Want hy is by my. Sal ons gaan na plekke toe anders wees, want hy is dan by my. Hy is nie 'n veraf God nie. Hy is hier. Hy bly hier. Dis sy tempel. Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Naby God. Daniël doen in gebed belydenis van sonde. Die 4 kenmerk. Het is die volk wat droog gemaak het. Hy is maar saam. Hy en sy 3 vriende. Ons sien hoe Gods manne is hulle. Maar hulle is saam bygevoer. Dit gebeur met ons ook. Ander mense kan droog maak, maar dit tref ons ook nie, waar nie? Maar Daniël en sy vriende leef anders. Soos wat ons in die Nuwe Testament lees, julle is in hierdie wêreld, maar jy's nie van hierdie wêreld nie. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, sê Paulus in Romeine 12. Maar laat God jou denke vernuwe. Hy doen belydenis vir homself ook. Vers 20, maar ook vir die volk. Hoekom bid Dawid vir die volk, as hy dan nie skuldig is aan die dinge wat hulle gedoen het nie? Want hy is deel van die verbondsvolk. Hoekom bid ek en jy, of behoort ons te bid, as ons dinge sien in hierdie wêreld wat aangaan en wat nie goed is en reg is nie, selfs in die kerk van die Here, hoekom bid ons? Want ek is deel van die liggaam van Christus. Ek is nie op my eie nie. Ek is deel van die liggaam van Christus. En as een lid ly, sê die skrif, dan ly die ander saam. As een bly is die ander saam bly. Ons kan nie, as ons sien iets gebeur, al het ons nie skuld daaraan nie, stil bly nie.
Ons met die God wat ons aanbid, nader in gebed en sê, Here, U sien dit. Maar ek wil nie na U kom in hoogmoed nie. Eers myself. Ek is jammer vir my aandeel. Ek tree in vir die naby my. Daniel was 'n groot geloofsheld, bely sy eie sondes. En as jy na die biografie kyk van geloofshelde oor die tyd heen, wat sien ons? Hoe heiliger 'n mens word, hoe meer raak jy bewus van jou eie onwaardigheid. Jy het gebid en vir my eie sonde. Jesus sê, wees heilig, want ek is heilig. Wees heilig, soos my Vader in die hemel heilig is. Heilig beteken, ek is afgesonder vir God, om anders te leef, rein te leef, sodat die wêreld ook kan sien, dat daar 'n lewendige God is. As ons soos die wêreld lyk, het daar ons geen motivering, om die God wat ons aanbid, te aanvaar nie. As hierdie dak sou oopmaak, en God se skerp lig glans kom skyn skielik hier in. En hy kom wys alles in ons wat hier is, se lewensheid. Is jy reg daarvoor? Want alle duisternis sal na die lig gebring word. Dit is nie maklik om te bely nie, want ons is mens. Besef ons, as ons dit nie nou bely nie, staan dit in ons pad. 'n pad in verhoudingspad met God. Vat nie ons redding weg nie. Dit is nie maklik nie, om vir die Here te sê, ek het gesondig nie. Maar dit is nodig. Sien, sonde moenie weggesteek word nie, moenie verdedig word nie, moenie 'n ander naam gegee word nie. Sonde, sê die skrif, moet bely word. En dan hou ons God aan sy beloftes vas in 1 Johannes 1, waar hy sê, as jy beweer jy het nie sonde in die vers 7, dan lieg jy. Ons lieg vir onsself as ons dink ons het nie sonde nie. Maar dan kom hy met sy belofte in vers 9, maar as jy jou sondes, wat jy dan nou van bewus word, bely. Ek is getrou en regverdig. Ek vergewe jou, en ek reinig jou van alle ongeregtigheid. Dis die God wie ons aanbid. Dis die God van Daniel, dis my en jou God. Daniel het gebid op grond van God se barmhartigheid. Die 5de kenmerk. God verhoor opregte gebede. Jo. Byt vas, ek is amper klaar. Wanneer ons nie uit selfsug bid nie, of net in noodsituasies bid nie, maar bid om die eer van God, en om die redding van mense, sal God daai gebed verhoor. Wanneer ons bid volgens die wil van God, sal God dit verhoor. Daniel het gesien, God praat, en ek herinner God aan sy beloftes, en ek hou in geloof aan sy beloftes vas, en ek bid daaroor, en dit word waar. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Reg aan die begin van Daniel se gebed. Toe hy begin bid, sê die skrif, toe antwoord God al. Is dit nie Engelse woord amazing nie? Want God sê in sy woord, ek ken elke gedagte van die mens nog voor dit hier inkom. Weet hy al. En toe Daniel begin, toe antwoord God al sy gebed. Sal dit nie wonderlik wees nie? Hoekom het God sy gebed beantwoord? Want hy die wil van God gebid. Al het Daniel gebid vir die volk se onmiddellike verlossing uit die Babyloniese ballingskap, want die 70 jaar is aan die einde, hy bid vir nou. Het God nie soseer sy gebed nou beantwoord nie. Want baie keer beantwoord God nie ons gebede volgens wat ons vra nie. Want God sien die groter prentjie wat ons mee begin het.
God dink aan die verlossing van Israel, wat kom. Nie net uit die ballingskap uit nie. Dis opgeskryf. God ken die groter plan, want hy is God. En ek en jy moet bereid wees, al gaan ons oomblikke deur moeilike tye, en ons verstaan nie altyd waarom God dit toelaat nie. Byt vas, in geloof, want hy weet beter. Hy ken môre. En omdat hy môre ken, kan ons hom vertrou in gebed. Ons moet nooit afgeskrik word, wanneer God nie ons gebede verhoor, wanneer ons bid nie. Ek kan nog baie vir jou sê. Tyd is verby. Of jou laaste ding sê, oor gebed. Wat gebeur as ons bid en God antwoord nie? Het jy dit al gekry? Het jy al vir God iets gevra? Kom aan man, dis ja en dis nee. Het jy vir God iets gevra en hy antwoord jou nie? Wat maak jy daarmee? Hou jy nog steeds aan hom vas en aan sy beloftes vas en glo in hom? Maar hoe tree ek nou op as hy stil bly? Vra my, ek weet dit. Here, ek smeek U, kyk hoe smeek ek smeek hom soos 'n Daniël, maar hy antwoord nie. Wat maak jy daarmee? Kom ek gee jou die antwoord, wat die Here my geleer het. Wanneer jy bid en God iets vra en 'n antwoord verwag, en God bly stil, gaan dink terug aan die laaste instruksie wat God jou gegee het, en gaan daarmee voort, want God is nog nie klaar daarmee nie. En sodra hy klaar is, sal hy jou laat weet. En as jy dan vra, Here, dan antwoord hy. Hy het nie nodig om te antwoord, as hy reeds iets gegee het, totdat dit klaar is. Nie waar nie. Hy het nie. Bly net aan om te doen wat jou laaste instruksie was. Miskien het jy vergeet wat jou laaste instruksie was. Miskien het jy dit halfhartig gedoen. Gaan maar net weer terug, want God antwoord nie, want dit was sy laaste instruksie. En begin dit doen, en kyk, hoe antwoord God. Want toe Daniël besig was om te bid, toe stuur God 'n engel uit die hemel uit. En hy sê, Daniël, ek wil jou antwoord op jou gebed. Maar my antwoord is groter as wat jy dink. Mag God ons vashou in hierdie tyd as ons bid. Mag God ons help om geloof te behou, al sien ons niks nie. Mag ons hierdie God van Daniël aanbid en uit sy voorbeeld uit leer. Die beste plek om te wees is op jou knieë. Ongeag wat mense sê, wat magte sê, wat vriende sê. Ons leef in 'n te mekaar wêreld. Koninkryke te mekaar. Elkeen wil beter wees as die ander ene. Die ouens is besig om vir Israel te vervolg en te probeer vernietig. God se beloftes op Israel is nie klaar nie. Weet jy dit? Voor die ballingskap was Jerusalem die hoofstad van Israel. God gesê, ek gaan hulle herstel. Wat het gebeur? 1967, 59 jaar terug. Toe word Israel bevry uit die Jordaanse beheer. In 1980, 46 jaar terug. Dus nou. Toe word Jerusalem weer die hoofstad van Israel. God kom sy beloftes na. Nie een van daai mense het dit gesien nie. Ons weet daarvan in ons geslag. Hou net vas aan God, aan sy beloftes, want hy is die waarmaker van sy woord. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir 'n besonderse voorreg om voor U te buig en vir U te sê dankie. Dankie vir die Here wat hier is. Dankie vir die mense se geduld wat luister. Dankie Here dat ons die woord kon oopmaak en kan leer uit U profeet se lewe wat dit is om te bid. Here, want U antwoord ook gebede. Opregte gebede antwoord U. Dankie daarvoor, Here.
Dankie dat Daniel vasgehou het, en sy vriende vasgehou het, en so die wêreld 'n les kon leer, van daar is 'n lewende God. Die een wat staan op sy beloftes, en sy beloftes nakom, al verbreek die mens dit. Dankie Here, dat U selfs die beloftes wat U gee, nakom selfs na ons eie tye op die aarde. Maar U bly in beheer. U is die waarmaker van die woord. En Here, ek ken nie hele omstandighede wat U is nie. U ken alles. Mag hulle ook buig voor U in die eerste aanroep, voordat hulle enigiets oor hulle omstandighede vir U sê. Want U weet in elk geval. En mag ons U woord bid, Here. Mag ons vashou aan U. En Here, as U ons nie antwoord nie, mag ons besig bly met die laaste instruksie, want U is dan nog nie klaar nie. Maar sodra hy afgehandel is, sal hy ons antwoord. En sal hy die volgende vir ons gee. Dankie dat ons in die teenwoordigheid mag leef. Immanuel, God met ons. Met die Gees hier in ons en langs ons en by ons. Mag ons nooit weer sê, ek bid en ek weet nie waar is God nie. Mag ons die woord vat en die belofte vat van die woord, dat hy by ons is. Mag ons in persoon en in 'n persoonlike verhouding met U praat, soos Daniel. Ag Here, my God, help my Here, asof U hier langs my is. U is nie 'n ver God nie. U is die lewende God. Kom doen die werk in elkeen van ons, Here, ook in hierdie gemeente. Waar hulle besig is om uit hierdie boek van Daniel te leer wat dit is om U te vertrou in 'n te mekaar wêreld, waar ons ook vandag sit. Ons sien uit na U beloftes wat U gaan doen verder. Ons hou vas aan U, Here, want U is waardig om geëer te word. In die wonderlike naam van U Seun Jesus bid ons dit. Amen. Geliefdes in die Here, dankie vir jou geduld. Ons gaan 'n slotlied sing. Ons Vader. Soos die Here Jesus vir sy disippels geleer het in Matteus 6, as julle bid, moet julle so bid. En na die Onse Vader, dan sal daar kort geleentheid wees vir vrae, as julle vra het om te vra, en dan sal ek afsluit later met die seënuitspraak. Kom ons sing die laaste lied tot eer van die Here. Kom ons doen dit staande. O Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam. Mag U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so op die aarde. Gee ons vandag ons daagliks brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat in ons sonde. En lei ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose. Want Uwe is die ryk en die sterkte en die ere, vir ewig en ewig. Amen. Vir
Baie dankie Dirk, ons waardeer regtig dat jy die woord ons so kom uitlei. Baie dankie. Jou hart vir ons oopgemaak het. Ek dink die vraag gaan ek laat oorstaan na Woensdag aand. Ons bring ons sommer by die afkondigings. Ek dink ek nooi julle eerder, kom ons gesels Woensdag. As ons nou in die geselsdag gaan ons nooit by die koffie uitkom en party van julle het dalk al afsprake. Is dit oukei met julle so? As daar iets is wat regtig brand, kan julle ons nou vir Dirk nog vra, want hy is nog vir 'n rukkie hierso tot ons 11:00 ry. So, kom ons skuif dit oor na Woensdag. Woensdag aand gaan ons hierdie les doen, of hierdie hoofstuk 9, maar dit gaan les 10 wees. Ons onthou, les 9 gaan ons skiep, omdat ons die 2 saam gedoen het. So, kom ons doen dit so, dit gaan makliker wees so. Maar julle kan vry voel om nog vir Dirk enigiets te vra as julle wil. Dan gaan ons na die volgende afkondiging, dit is, ons het nou op die AGM besluit, dat ons gaan vir hierdie verjaarsdag weer maak soos van tevore. Ons gemeenteverjaarsdag is die 28ste Junie. Daardie erediens gaan ons dan 'n spesiale offer gee vir die Here te eer vir 17 jaar se bestaan, en ons het gesê kom ons gee elkeen vir hom daai dag die getal volgens jou jare. So dit is 'n uitdaging, jy kan meer gee ook as jy wil. Maar kom ons sal seker miskien dalk offertjies uitsit vir die wat 'n offertjie wil gebruik volgende week, sodat julle kan begin by mekaar sit, maar of julle kan het elektronies doen, merk het dan net verjaarsdag en dan sal ons weet. En dan die laaste is, ons herinner julle net dat ons ook besluit het dat ons verjaar Christmas in July gaan doen met die skoenbokse. So in plaas van te wag tot Oktober, wanneer alles op 'n hoop is, gaan ons hierdie jaar Julie gebruik om ons bokse te pak. En so kry solank julle goedjies ook met hierdie end of year sales, as julle solank wil. Ons gaan die skoene uit die bokse pak in Julie, en die einde van Julie gaan ons dit dan vir hulle gee. Of hier by ons hou tot hulle dit kan kry. Goed, so dit is die afkondigings. Baie dankie, daar is jy nog nie, dis ek reg. Baie dankie vir julle hier wees vanoggend en gesels nog so 'n bietjie, kuier nog so 'n bietjie. Maar Dirk gaan vir ons net afsluit met die seën. Baie dankie Dirk. Dankie Gerard, dankie vir die voorreg om hier by julle te wees. Mag die Here vir julle ryklik seën ook in die pad vorentoe Here se gemeente. En mag julle tree vir tree saam met hom stap. Elke dag nader aan hom, sodat die wêreld ook kan glo. Uit julle liefde vir mekaar en vir hom. Ek gaan die seën uitspreek. Die seën kom uit Numeri 6 vers 24 tot 26, soos die opdrag wat God aan Moses gegee het, sê vir Aaron, so moet jy die volk seën en ek sal hulle seën. Ek gaan dit vir julle gee, julle gaan dit hoor in Hebreëus, die taal van die Ou Testament, daarna in Engels en daarna gee ek dit vir julle in Afrikaans. Kom ons staan en ontvang ons die seën van die Here en gaan in sy vrede. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen.